Hello ladies and gentlemen, my name is Jabulani Sinyazo and I'm sitting next to Mr. Valley Falls Gang. And as we do each and every week, we bring you highlights or headlines that are making headlines in this week's newspaper. We're going to start off with a big story that we have on page 2 about the matriculants who began with their examinations this week. Now, the First Lady of Rustenburg, the Executive Mayor of Rustenburg Local Municipality, took the opportunity to wish the matriculants of this year very well. And like I always say, the people think that this is the end of the road for matriculants. This is actually the beginning. So we wish them very well for their examination and we wish them very well for the future. Dankie Jabulani, goeiedag lesers en kykers. Ja, kry ek ook 'n kansie vandag. En ons het 'n paar interessante storieetjies in hierdie week se koerant. Ons gaan julle nie verveel nie. Lekker koerant om te lees, al is hy nie baie groot nie. Maak dit soveel lekkerder om elke stukkie wat jy sien met aandag te lees. Ons voorblad vir die laaste keer, die afgelope hoeveel weke, die laaste van 6 Volkswagen Polos wat gewen is deur 6 baie gelukkige kliënte van President Hyper in 'n baie spesiale promosie win a car giveaway, soos ons sê, wat begin het in Mei maand vanjaar toe President Hyper in Rustenburg geopen het. Omtrent elke maand is daar 'n Volkswagen Polo aan 'n gelukkige eienaar, 'n gelukkige wenner oorhandig. Hierdie week die laaste, Paula Kaczynski Erasmus en haar geliefde Paul Erasmus is die wenners. Paula is inderdaad die wenner en op ons voorblad het ons 'n baie mooi foto van Paula en Paul met die ballonne en die Polo in die agtergrond. Ons klink omtrent poëties, maar alles is hier op bladsy 1 en dan is daar op bladsy 8 foto's van die hele seremonie, die feesvieringe, personeel wat hande klap, wat ballonne opblaas, wat lag, kuier en sing en groot feesvier, want dit was die laaste van 6 Polos wat 'n baas gekry het, 'n nuwe baas gekry het, soos ons gesê het. Paula and Paula, Paula and Paul. It's like a match made from heaven. And we are moving right along. We move to Koster, where Koster District Hospital is talking to us about the stigma surrounding HIV and AIDS. You know, HIV and AIDS is still alive. A majority of the people are not going to hospital to go and do tests. And as a result, they are spreading the disease or they are spreading the virus without themselves knowing that. So the hospital has issued a statement there urging people to test regularly and to come to the hospital if they have been diagnosed with the virus, to take their antiretroviral so that they don't have to spread that disease. That story is on page 5 of this week's edition. Vir ons boere en ons kan maar sê vir alle Suid-Afrikaners, wat is Afrikaner is nou nie lief vir reën nie. Vir ons mense hier in Rustenburg se wêreld wat maar gewoond is aan erge hitte. Afgelope naweek was 'n sopnat een, dit het vroeg in die vroeë oggendure van Saterdagoggend begin. Baie goeie reën in Rustenburg gehad oor die hele naweek. Ek dink ons het afgesluit hierso teen Maandag en Dinsdagoggend se kant op iets in die 47 mm in totaal, as ek dit net my sê nie, laat ons net gou seker maak waar ons hier trek, maar hoe dit ook al sê, Rustenburg is baie bevoorreg gewees en is skade gespaar. Plekke soos Magaliesburg, Koster, Ventersdorp en Lichtenburg het baie skade gehad met die haal en plek ook klein vloede gehad wat skade veroorsaak het. Rustenburg het ons net goeie reën gehad en Maandag op 'n stadium vreeslike goeie reën gehad. Neerslag wat ons lanklaas gesien. Die totaal vir die naweek 37.6 en ons is in ons skik. Ons dink ons sal reg wees vir die volgende paar weke, maar alles dui daarop dat ons weer eens soos die afgelope 3-4 jaar 'n baie goeie reenseisoen gaan hê. I know that the farmers are very happy at this time. We are moving right along and I'm closing off with the Royal Bafokeng. You know, a long time ago in Rustenburg, basketball was never actually common. Now, on page 19, we've got a story from the Royal Bafokeng, which hosted basketball finals. It's very good for our newspaper. Like I said, it was never common.
All the schools that participated, we've mentioned them there. All the schools that have participated and won, we've also mentioned them there. Go to page 19 of this week's edition of the Rustenburg Herald to see more about the Royal Bafokeng basketball finals. Ons agterblad. Ons kan maar sê dis 'n bietjie nostalgies, al is dit sport. Louis Mentjies van Rustenburg se vermaarde fietsryer, los aan die beste fietsryer ooit in die geskiedenis van Rustenburg. Een van die beste fietsryers in Suid-Afrika ooit. Trek die fietsryskoene uit, hang sy fiets op en nou vir 2 woelige kleuters. Ons voorblad prikkie sê Louis verruil 2 wiele vir 2 woelwaters. Louis het besluit hy is klaar met professionele fietsry en gaan hom voortaan met ander dinge besig hou. Hy en sy vroutjie Laura wat die afgelope 5-6 jaar al in Andorra in Spanje woon, verwag 'n tweeling wat in November maand, dus oor 'n paar weke hulle opwagting gaan maak. En as Louis dink hy gaan rustig agteroor sit na baie jare as 'n fietsry, dan moet hy maar weer dink. We've got news for him. Jan Kleuter is erg 2 mense wat tweelinge groot gemaak het sal weet. Nietemin Louis het wonderlike werk gedoen op sy fiets vir Rustenburg vir Suid-Afrika oor baie jare. Hy bly steeds die enigste Suid-Afrikaner, die enigste fietsryer ooit uit die kontinent van Afrika wat 5 keer onder die top 10 van sogenaamde Grand Tours was en 3 keer in die Tour de France wat die grootste elite wedren in die wêreld is en dan ook 2 keer die Vuelta a España, die Spaanse fietstoer, baie gepas Louis se tuiswedren deesdae. En Louis het aan die Il Lombardia deelgeneem 'n eendag-wedren op 11 Oktober waarna hy die veters vir die laaste keer losgemaak het en die skoene uitgetrek het. Ons wens hom baie voorspoed en baie geluk in sy nuwe lewe toe. Ons verstaan hy het baie planne. Sy skoonpa is 'n argitek en ontwerper, ingenieur in Spanje en Louis gaan 'n bietjie by hom instaan en inval en bietjie lekker werk doen en vir sy familie sorg op 'n ander manier as wat hy tot dusver gedoen het. Louis het baie goed gedoen vir homself en gaan beslis 'n blink toekoms tegemoet. Ons het ook 'n foto van Louis hier waar hy en sy span was by die Arc de Triomphe ry in Parys tydens sy vorige deelname en ons kan ook nie anders nie as om vir Louis se pa, Johannes Mentjies, baie dankie te sê vir sy jarelange toewyding. Johannes was oor heelwat jare vir ons 'n getroue en 'n loyale korrespondent en het elke dag met ons gekorrespondeer oor Louis se prestasies en Louis se jongste vordering en posisie op veral die Tour de France in Parys en in Frankryk. Ons wens al die Mentjies mense voorspoed toe. Louis se ouers Johannes en Jill, sy ma, is nog steeds inwoners van Rustenburg en hy het ook 'n boet Andrei wat in Pretoria woon en werk. Ons wens hulle voorspoed toe en daarmee Jabulani is dit fluit my storie uit. Ek groet tot volgende Woensdag dieselfde tyd, dieselfde plek. Mooi bly, veilig bly en ons hoop ons kan nog 'n bietjie reën uitsien oor hierdie naweek wat kom. 100%. See you next time. Totsiens.